Goeienaand, weer eens. Het is so lekker om hier te kan wees en ek dink dis so lekker om vanaand hier te kan sit en as jy nog nie heeltemal 'n diens bygewoon het waar iets soos hierdie gebeur nie. Dis baie in die vorm van 'n gesprek waar ons so 'n klein bietjie gesels oor eintlik 'n reeks waarmee ons al besig was. So die eerste week het Tommy vir ons afgeskop met hierdie reeks Hemel, Hel en alles tussenin en die tema waar hy basies gesels het is wie gaan waar? Wie is die mense wat hemel toe gaan en wie is die mense wat hel toe gaan? So ek kan dit met volle oortuiging sê en 100% dit is maar wat dit is. Dis nie altyd dat goeie mense hemel toe gaan nie. Mense wat in Jesus glo gaan hemel toe. So ek weet daar was 'n groot skok vir my die eerste keer toe ek dit gehoor het. Dit was vir my okay, yes. Goeie mense. Ek kan dit maak. Jy het nie geklassifiseer as goeie mense. Yes, ek kan dit maak. So ek is fine daarmee. En toe laasweek het ons eintlik maar gesels oor die diagram eintlik maar rondom die design van die reeks. Daar gaan ek kyk. Maar dis alright. Ons gaan fine wees. So eintlik maar gesels oor hier is die realiteit. En alles wat ons sien en alles wat ons ervaar, dankie. Alles wat ons sien en alles wat ons ervaar is dit wat ons hierso sien. Ons ervaar dit en ons beleef dit en dit is waar ons is. En toe gesels ek ook oor dat daar twee rykdomme is. Namens hemel en namens hel. Party mense sal beskryf dalk duisternis, ander mense sal sê die donker, waar ook al jy mee gemaklik is. En toe het ons gesels oor basies hoe jy leef en hoe gehoorsaam jy is, het 'n direkte impak oor wat jy meer gaan beleef. Miskien gaan jy dalk bietjie meer van hierdie beleef, of miskien gaan jy dalk bietjie meer van hierdie beleef. So as jy die dienste gemis het, jy kan dit gaan kyk, dit is op YouTube. Maar ons het ook gesê dat hierdie gaan glad nie 'n impak, jy gaan altyd 'n gedeelte van hierdie beleef, want ander mense se ongehoorsaamheid het 'n impak op jou, maar jou gehoorsaamheid, dit hoe jy leef, het 'n impak oor jou realiteit. So toe wat ons gesê het, is hierdie week gaan ons 'n klein bietjie gesels en ja, ek dink dit is 'n lekker groot onderwerp, so ek het besluit ek gaan die manne kry met die dik brille, maar My bril is nie so dik nie. Hy's nie so dik nie, maar daai een oog se bril, daai een glasie is redelik dik. Ja, dis daai linker oogie van jou. En ja, oor die algeheel, ek dink as Marius sy brille vergeet, sal hy baie vinnig sien. Hy sal so kyk, maar ek het besluit, kom ons kry reinforcements, kom ons tackle 'n groot onderwerp vanaand en ek dink iets waar baie mense gesels en goed waar mense vra het. Ek nogals eintlik vroeër in die week met Marius gesels, met Thomas gesels. Dit waar ons onsself bevind, die tyd en die era, is mense nogals nuuskierig oor hierdie goeters en ek vanaand is net 'n bewys daarvan, want die realiteit is ons word meer en meer gekonfronteer met hierdie goed en media speel 'n groot rol in elkeen van ons se lewe en media kleur goed bietjie anders in as wat dit veronderstel is om te wees. So gesê kom ons tackle hierdie week en kom ons kyk hoe gaan dit. So ons gesels oor iets wat Jesus toe oor gaan staan en praat het. En toe ek dit vir die eerste keer lees, toe was ek ook nogals redelik gekonfronteer vroeg in my verhouding met die Here. Jesus kom in Matteus 25 hier by vers 31 omtrent en hy sê daar gaan onderskeid getref word tussen bokke en skape. Nou as Afrikaner moet jy hierdie glad nie persoonlik vat nie. Hy praat nie Aussies in die Suid-Afrikaners. Ja, hy praat nie van die springbokke nie, maar hy tref onderskeid tussen bokke en skape en ek is jammer om te sê die bokke gaan nie hemel toe nie. Maar dis nie die springbokke nie, hulle gaan definitief hemel toe. Van hulle, nie alle hopelik almal van hulle, hopelik van almal van hulle. Maar hierdie is die mense wat hemel toe gaan en hierdie is die mense wat saam met die gevalle engele gaan. En Jesus praat pertinent oor engele en oor demone en dis presies waar ons gaan gesels vanaand en is 'n vreemde onderwerp vir party mense. Dis 'n onderwerp wat party kerke dalk te veel op fokus en dan is daar party kerke wat glad nie daarop fokus nie. En gedink dat die tyd is reg en ons sal graag eintlik net wil gesels oor hierdie onderwerp en sien regtig uit na wat vanaand inlewer. So, Mors, is lekker om jou te sien hier in 'n aanddiens. Ek weet jy was verlang nie op die verhoog nie. Jy was verlang ook nie hier gewees nie, want natuurlik jy het recover. As jy dit gemis het, Marius was in vir 'n groot operasie en as hy te vinnig draai, so moet hom nie skrik maak nie, kan hy seer kry. Hy het 'n groot nekoperasie gehad en ons is so dankbaar dat jy terug is en dis lekker om jou vir die eerste keer hierso te hê op die verhoog. Dis baie lekker om hier te wees. Ja. Dit is regtig lekker. Aandienste is soos my die gunsteling dienste van die kerk. En dit is genuine. Hy ook nie soos hy dit sê nie, want Dit is dit regtig- dis nie pastoor gewees het van hom om dit te doen nie. Dit is So, dis regtig vir my die gunsteling dienste van die kerk. So is altyd vir my lekker om hier te wees op 'n aandiens.
Al probleem nou is dat jy gekies het om 'n rooi top te dra op hierdie hemel hel en alles tussen. Ja, so ek dink nie gedink jy sou ek wil net sê daar's 'n wit kruis my hart beskerm. Baie bly daaroor. So ons gaan so 'n klein bietjie gesels oor dit vanaand en eintlik wat ek die vraag waarmee ek wil afskop want vanaand kan baie lank raak. Ons gaan regtig moet dat dit glad nie lank is nie. Dit gaan definitief langer wees as enige ander. As gewoonlik. Ja. Maar jy kan rustig wees want dit gaan 'n baie interessante aand wees. So wat ons gaan doen is ek gaan net wegspring en 'n vraag vra en die vraag is so wat presies is 'n engel en hoe lyk 'n engel en dalk wat presies is 'n demoon en hoe mag hy dalk lyk? Maar kan ons gou vir 'n bietjie vra om bevoeg te kom? Ek weet nie wat se eerste of tweede vraag. Engel. Okay, great. En dis besig om goeie punte hier bymekaar te maak. My vrou is nie hier nie. Maar sy is ook engel. So los dit jou dan as die Ja, sy los my as die ander helfte. So net vanaand gou. Ek gaan eintlik maar met Thomas vir jou, hoe presies wat is engel? Hoe sal jy dit definieer? Ja, ek dink Marius het nou die beste grappie vroeg gesteel, maar dis die beste manier om daarna te kyk. Ons het 'n prentjie of 'n persepsie van 'n persoon. Ja. Vir wie jy baie lief is of iemand wat jy dalk dink jog, maar hulle is 'n ongelooflike mens en dan beskryf ons hulle as 'n engel en ek dink is interessant. Dis 'n woord wat ons baie gebruik om mense te beskryf, maar dis nie noodwendig ek dink die prentjie wat ons moet hê as ons dink aan 'n engel nie. So ek dink ons verskeie maniere en ons gaan nou lekker vanaand gesels oor dit, die verskil tussen engele en demone, maar engel is 'n hemelse wese, is iets wat God geskep het. En met 'n spesifieke taak. Anders as mense. So ek dink dit is belangrik om te sê dat daar onderskeid is tussen engel en mense, alhoewel jy baie keer jou gunsteling mens 'n engel noem. Engel sal noem natuurlik. Okay. Mors, demoon? Demone is dood eenvoudig engele wat gekies het saam met Lucifer, saam met Satan om te rebelleer teen God. En 'n derde van hulle is uit die hemel uit saam met Lucifer gegooi. So dit is ook wesens wat geskep was deur God. Maar wat iets anders te gekies het as dit waarvoor God aanvanklik voorgeskep het. En ons het laasweek eintlik by 'n teksgedeelte in Openbaring vasgesteek in die begin toe ons gespreek het oor die engel was die môrester 'n verheerlikte engel met 'n baie hoë rang en hy het gekies om te rebelleer en natuurlik het baie mense hom gevolg en is af aarde toe gestuur en hulle baie engele, nie baie mense nie. Sorry, baie engele, dankie. Dankie wat se mense nou verwys. So baie engele is saam met hom gestuur en daai mense verteenwoordig wat ons nou eintlik sal noem demone. So dis baie eenvoudig rondom wat is 'n engel en wat is 'n demoon. Altyd geskep deur God, altyd 'n geestelike wese. So dit beteken nie noodwendig dis 'n mens wat 'n demoon word nie. Dit kan nie gebeur nie. Daar is iets anders wat kan plaasvind. So engele en demone is geestelike wesens. Hulle het verskillende take. Ons gaan later daaroor uitbrei. So wat ek gaan staan en doen dit is ek het 'n paar mites gaan optrek oor wat mense dink die rol of die beeld van 'n engel of 'n demoon mag wees. So ons gaan wegspring met eintlik engele en eintlik maar top 5 mites gekyk rondom wat mense sê. En die eerste mite gaan ek eintlik maar met jou gesels oor Thomas is die eerste mite is mense sê engele is babietjies met vlerke. En ek weet dit is 'n moeilike een, maar waar nie waar? Ek wil nou nie die geleentheid gebruik om eintlik iets anders van my hart af net te kry ook nie, maar mense sal baie na 'n babatjie kyk, 'n pasgebore babatjie en sê, "Joh, maar kyk daai engeltjie en baie oulik en baie mooi." Mense jok. 'n Pasgebore babatjie, baie mooi. Ja, ek weet jy, so. Hulle is seker oulik. Hulle kan oulik wees, maar ja, ek dink dis weer eens een van daai klassiek prentjies of mense dit nou sien in enige animation of cartoon as jy groot word, iets gebeur en hierdie ou het geval of wat ook al en dan sien hy engeltjies rondom hom en hulle het harpe en vlekjies en is baie oulike soet babietjies. Cupid vibes. Cupid vibes, absoluut, ja. Maar nee, tog definitief nie. Ek dink die beeld wat 'n mens skryf van 'n engel, as jy eintlik gaan kyk wat die skrif vir ons baie keer sê oor dit, nee, en ek weet ons gaan 'n voorbeeld van dit ook eintlik wys vanaand, maar ja, ek dink as jy die prentjie het van 'n engel as 'n babietjie met vlekjies, ek sal sê dis veiliger om jou man of jou vrou 'n engel te noem as wat jy dit vir 'n babietjie doen. So ek dink ons gaan nou eintlik daai voorbeeld gebruik. Daar's 'n video actually wat Louis Giglio gedoen het en hy het AI gebruik om 'n idee te skep van hoe engele kan lyk rondom hoe die Bybel dit beskryf en wat ons prentjie dalk mag wees van wat ons dink dit is. So die span kan gou daai video opgooi en dis baie interessant net rondom hoe hulle engele inkleer. So checkie.
Alright, so dink weer voordat jy jou vrou engel noem. Sy het oor vir jou. Baie oor vir jou. Sien alles raak weer. So ek dink weer eens, ek dink nie dit lyk noodwendig so nie, maar ek dink dis 'n baie meer akkurate beskrywing en ek dink dis omdat ons in ons menslike brein net sin wil maak van dit wat ons dalk sien en ervaar. En ek dink as jy iemand moes gevra het en die Here het iemand weggevoer in 'n visioen, ek beskryf wat jy gesien het, dis baie moeilik. Dis baie moeilik om iets wat hemels is of 'n hemelwese in menslike terme te kan sien en kan beskryf. So ek dink dis dieselfde wat ons gesien het so ruk terug toe ons gekyk het na Openbaring en Johannes se visioen, is hy probeer woorde gee of menslike taal of terminologie vir dit wat hemels is, ver bo menslike begrip eintlik. En hierdie is nou verduidelikings wat as jy letterlik vat soos dit in die boek van die Esegiel staan wat hy sien en beskryf by een of ander slim AI, ek weet nie of dit ChatGPT homself of wat ook al is nie, maar is dit nogal 'n ander prentjie as wat 'n mens het in jou gedagte wanneer jy daaraan dink, So ek dink weer eens wanneer dit net kom by wat jy baie keer lees of wat jy baie keer sien, dis mense wat probeer sin maak van dit wat hemels is. So ek dink weer eens wanneer jy deur die Bybel is en wanneer jy besig is om iets te lees en iets raak te sien, God het dit vir ons gegee vir 'n rede en daarom is dit oukei om dit nie noodwendig so te sien nie, want jy het nog so 'n groot verbeelding om dit so raak te sien. En ek dink dis omdat God ons wil voorberei vir iets wat ons dalk nog nie kan sien of wat ons nog nie weet nie. En daarom is dit vir ons goed om dan net bewus te wees van sulke goeters en heeltemal in daai rigting in te beweeg. So die tweede mite, yes. Ja, voor die aangaan die tweede en ek dink iets wat mense ook moet besef wanneer kom by byvoorbeeld uitsprake of beeldspraak binne die skrif wanneer hulle probeer om engele of hemelse wesens te verduidelik is. Afrikaans en Engels is arm. Ja. En die taal van die skrif Hebreëus en Grieks is baie ryker in om sekere uitdrukkings te gee. En in daai proses is daar ook iets wat agterweë gelaat word om 'n goeie uitdrukking te gee, gesamentlik met hierdie kombinasie van 'n menslike verstand probeer uitfigure hoe beskryf mense die hemelse wese. So daar's ook nogal 'n bietjie van 'n angle. So dit lyk dalk weird. Ja, maar ek sou ons opgewonde want een van die mites wat ons net aan gaan raak is eintlik oor hoe engele eintlik verstaan moet word en wat die krag van dalk 'n engel, waar ek baie opgewonde is, maar voordat ons daarby uitkom, die tweede mite is 'n mite wat ek dink mense baie keer gebruik om in 'n onder moeilike omstandighede om sin te maak dalk van iets wat nie heeltemal ons van sin kan maak nie. En een van daai goeters is die dood. Dis vir ons baie moeilik om sin te maak van die dood, alhoewel iemand gesê het ja, dis net die deur na volgende een toe, moenie worry, dit gaan wees soos wat jy slaap en jy gaan weer opstaan en Jesus gee mooi beskrywings vir wat aan die kant van lewe is en hoe ewige lewe kan lyk, maar dis vir ons in ons brein baie moeilik om te begryp. So daarom sal baie keer is daar 'n mite wat sal sê maar engele is mense wat gesterf het. So ek weet dis 'n mite want die Bybel sê dis nie waar nie. Daar is 'n verskil tussen mense en engele, maar mense sê hierdie goed baie keer om net eintlik sin te maak van 'n situasie en ek dink ons het so geval ja, hy was nou nie as 'n engel beskryf nie, maar as 'n baksteen in 'n muur. Maar Tommy, toe hy sy pa verloor het en hy deur vir 'n sielkundige gaan sien het, toe hulle die volgende eintlik maar gesê, jy kan maar eintlik maar chat oor daai. Ja, so hierdie jaar is my dis nou al jare terug. Kyk, ek was 'n laaitie geweest en dis ek dink deel van hoekom dit 'n goeie idee was dat ek met iemand gaan gesels om my deure te verwerk het toe dit gebeur het. So my pa het siek geraak en hy was gediagnoseer en toe na 'n lang siekbed was hy weer vir 'n tyd gesond geweest en toe is hy éventueel oorlede. En hoe 'n sielkundige wat die beste intensies het, sy het dit mooi probeer maak vir 'n klein jong Tommy, probeer om sy hart rustig te kry hieroor, beskryf as die Here is besig soos wat Jesus sê in Johannes 14, hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei en die plek wat hy gaan voorberei is ongelooflik. Dis 'n mansion, dis beautiful, dis alles fantasties en hy gebruik edelstene en ons as mense in haar verduideliking is soos edelstene wat gebruik word om nou 'n muur te bou en iets mooi aan mekaar te sit. En dit het nogal vir my baie vrede gegee. Was nogal baie opgewonde oor toe ek dink, "Oh wow, my pa is special. Hy gaan een of ander diamant in een of ander muur wees." Maar dis ek dink een van die maniere of die meer bekende een is wat jy nou maar sê, ons praat dikwels met mense as hulle geliefde verloor en herinner hulle, maar hy is nou 'n pragtige engeltjie of hy is nou een van God se gunsteling engele en is iets wat ons sê, maar is eintlik glad nie gegrond in die waarheid nie. Die skrif maak dit relatief duidelik dat 'n mens is en 'n engel is of dat ons nie hemelwesens is wat op dieselfde wyse geskep is as wat engele byvoorbeeld is nie. Ja. En ek dink mense moet glad nie onderskat dat ons as mens minder belangrik is as 'n engel nie. Ek dink weer eens inteendeel. Yes. Inteendeel. So ek dink weer eens as jy sit vanaand en jy's iemand wat dit ervaar of dit is die waarheid wat iemand dalk vir jou gesê het, jy hoef nie te bekommer nie. Wie ook al jy dalk verloor het of afgesterf het, word nie gedowngrade nie. Hulle word inteendeel geupgrade om te sê maar luister hierso, daar's iets baie groter wat vir hulle wag
aan die ander kant van hierdie lewe wat ons nou ken, dis dit ons manier as mense om baie keer te praat en sin te maak, om te probeer sin maak van iets wat nie noodwendig met ons menslike brein kan verstaan nie. Ek dink sommer op 'n noot net. Ja. Ek dink as mense sê baie keer as iemand in die dood afstaan is een van ons Afrikaners se gunsteling sê ding is ja, weet die Here het die persoon nodig gehad. Soos die vergelyking wat die sielkundige gebruik het en met geen disrespek teenoor Tommy nie, maar of jou pa nie, want die Here het nog 'n baksteen nodig gehad. Ja. Ek meen dis nie hoekom mense doodgaan nie. Mense gaan dood want ons is mense, ons gaan dood. Ja. Ons almal gaan dood een van die tyd. So dis nie asof die Here jou nodig het en dis hoekom jy doodgaan nie. Jy gaan dood want jy raak oud of jy raak siek of jy raak dood. Absoluut. Baie eenvoudig. Dis hoekom mens doodgaan. Nee, en ek dink weer eens, elkeen van ons het ons eie ervaring met hierdie. Ek dink soos Thomas het sy pa verloor, ek het seker wat 3 weke, 4 weke terug my eie broer verloor wat nogals rof was. Jy's nou raak ek vinnig emosioneel. Ek dink dis die eerste keer wat ek daaroor praat op 'n verhoog. Maar Jonah, ek wil net vir jou sê dat die Here pluk die mooiste blomme. Ja, dis ook nie die waarheid nie. So ek dink weer eens dis hoe mense net praat want ons probeer sin maak van dit en dit maak vir jou sin in daai oomblik en jy probeer gerusheid kry maar dit voel ook vir my amper asof jy dit bietjie downgrade want dit wat die Here vir die persoon wat aan die ander kant wag of aan die ander kant staan is baie groter en baie meer significant as die blommetjie wat hy kom pluk het of die engel wat hy kom kry het of die baksteen wat hy kom kry. Ek wil net en dalk miskien net op daai noot terwyl jy het nou hierdie gesê so van Jonas se broer wat dood is en dit was net gebeur terwyl ons besig was om die paasstasies te bou. Ja. En daar's 2 dele van dit Jonah dink ek net en dit is sommer net 'n goeie les net om te leer oor die algemeen. Is hy het aangegaan om te doen wat hy moet doen hierso besig om die stasies te bou vir dit waarvoor God ons geroep het om te kan doen. Bewus van die emosie en die seer, maar as 'n gelowige tree ons anderste. Ja, baie anders. En ons proses van tree lyk anders. Ons tree nie sonder hoop nie, ons tree met hoop. En ja, dit is die eerste keer wat jy dit van die vooraf sê. So timing, hè? Ja, nie die beste timing so vroeg in die aand nie. Ja, ongewoonlik so aan die einde. Ja, dan hy ons almal saam, maar so kom ons gaan oor na die volgende mite toe. So een wat vir my baie interessant was en ek dink dis media meer en dis baie ernstig hier nie, so ons hoef nie lank op hierdie uit te brei nie, maar engele verskyn altyd dramaties. In terme van daar's altyd hierdie hart wat speel, daar's altyd hierdie lig wat skyn. Net vinnig, julle opinie, het julle al 'n engel gesien? Eenal en julle verskyn en weer eens nie, jou vrou tel nie nou in hierdie gesprek nie. Is dit die waarheid? So nee, engele verskyn nie altyd met 'n massive dramatiese groot Big Bang ding nie. Ek dink 'n interessante storie wat ek kan vertel, dalk maybe som op hierdie spasie is net ons beste vriende, my Amerika se beste vriende. Die tyd terug het hulle in Oktober maand, dink ek eind Oktober laas jaar, het hulle gery om na een van die golfbaan te gaan op die N4 en hulle het op ongelukstoneel afgekom. Daar's klomp beweegredes hoekom hulle moes nie op daai tyd al daar gewees het nie, maar hulle was 'n klompie jare terug was hulle in 'n baie ernstige ongeluk daar gewees terwyl 'n kind baie klein was, hulle dogtertjie baie klein was en daar was beskerming vir hulle gewees in daai space. Maar so kom hulle op ongelukstoneel af van 'n voertuig wat deur 'n trok gestamp is van voor af 'n kop-aan-kop botsing. En hulle stop eers op die toneel, sit ligte aan en klim uit en kyk deur die proses en is absoluut chaos en hulle twee hoor 'n gegil of 'n geskree van iemand uit hierdie voertuig uit. En hulle gaan Michelle en François, hulle gaan nader en hulle sien daar's 'n dogtertjie wat agter in die bakkie lê. Amunai is haar naam, sy is. Op daai so weet nie regtig wie die persoon is nie, maar begin met daar te praat, al goeders van haar af ensovoorts en hulle probeer net half uit te vind wat aan die gang is. Om 'n baie lang storie kort te maak, wat in die ongeluk gebeur het is Amunai was agter in die bakkie gewees, haar ma en haar pa is oorlede in die ongeluk en ook al drie susters is ongeluk. Die twee sissies, sy was die derde een. Nee, daar's drie sissies. Sy was agter gewees. Nou 3 sissies is ook oorlede. Amunai was 'n tydjie terug hier by ons in die diens gewees en Sondag. En so feit sy verloor hele familie, maar sy is nie bewus van wat gebeur het nie. En Michelle sit by haar en
en praat met haar en sy huil en probeer haar net stil te hou en rustig te hou en probeer ambulanse te kry en is net absoluut chaos. Hulle sukkel amper vir 'n uur lank om net iemand te kry om te probeer uitkom. Eventueel sal 'n privaat mens sal deurkom, maar en in daai tyd begin Michelle dit heeltemal net te verloor. Sy het nie meer beheer van emosies nie en sy sê ding is net vir haar te oorweldigend. Sy het ondertussen gaan kyk en gesien dat daar nie enig meer anders nog lewe binne die voertuig nie en sy weet nie hoe die situasie te hanteer en sy gaan sit by haar. Dit is donker. Frans het intussen verbygetrek, agter die trok ingetrek met sy ligte om te skyn en daar's 'n ander voertuig ligte agter te skyn en ander mense nie vasry nie. En ewe skielik is hy die vrou wat soos om die draai van die trok kom en sy so, ja, wat gaan hier aan? Soos letterlik dit. Nou wat gaan hier aan? En Michelle sê was 'n ongeluk gewees, hierdie meisie agter die kar en die vrou so, gee van jou foon. En sy vat Michelle se foon en sy gaan deur haar foon en sy sit 'n playlist op en sê so, gee dit vir die meisie en Michelle sit die foon by die meisie neer en die vrou sê, maar kom ons bid gou saam. En sy sê, sy bid saam met die vrou, maar die amazingste gebed en sy sê vir hoorie, maar ons kan nie nog langer regtig bly nie, ons is op pad iewers heen, ons is op pad om na hospitaal toe te gaan, en Michelle so, dis great, kan ek net jou nommer ook gekry, en sy gaan terug na die bakkie toe, en sy vat die nommer, sy opkyk is die vrou weg, en die vrou het haarself voorgestel as Carla, of Cara, en toe alles nou verby is, dat klim terug in die kar, is sy so vir Frans, hoorie, die mense wat agter die trok gestop het by jou, het jy ook gesien wie dit was? En hy sê, nee, was niemand gewees nie. En sy sê, hoorie, maar vra vir ander mense, hoorie, hier was 'n vrou gewees, het julle dalk miskien die vrou gesien, of dalk gesien wat sy voertuig, soos nee, daar was niemand gewees nie. En ek dink, baie keer, in buitengewone omstandighede, kan daar 'n engel verskyn, maar nie wendig met liedjies in die agtergrond en gloei, groot vlerke. Ja, want ek dink ook jy het laas ook toe ons besig was om die storie te vertel en eintlik die gedeelte van die storie wat mooi is daai spesifieke playlist het die meisie help rustig raak. Ja, dit staan rustig. Want sy het dit heeltemal verloor en soos letterlik luister die liedjie en almal sê so alles rustig. En ek dink dis mooi want ek weer eens ons onderskat baie keer en mense wat hoe sal ek sê meer realisties gefokus is sal sê ja, miskien het Michelle gehallusineer of miskien sy iets gesien of iets beleef. Maar ons wat weet, ons wat die waarheid ken en Jesus wat dit baie duidelik maak dat daar nie net jou realiteit is nie. Dat daar geestesrelm is, dink ek maak seker goed baie mooi sin. Dis 'n mooi storie van hoe 'n engel baie keer kan intree en sal intree en dit lei eintlik na die volgende mite toe is dat elkeen van ons het ons eie persoonlike guardian angel. Jy het seker 10. My vriend. Ja, of 25. Ek is seker 100% nie, maar daar's baie. So net konteks vir hierdie. Ek dink baie van julle ken vir Jonathan relatief goed, maar hierdie man is geneig om goed om te stamp, goed te laat val, kinders te laat val, myself te laat kinders val. Kinders te vergeet, nog nie by 'n plek nie, maar Luke het al gehardloop voor 'n Hilux in. Ja, maar hy sal daai Hilux straf. Hy sal gestraf. Terwyl ons besig is, hardloop Luke weg en ons sien daar gaan Luke en Jonathan is besig in gesprek en almal so Jonathan, Luke en hy sê so Luke voor die Hilux, Luke, nee. Geen twyfel as jy sien nie hoor. Dis op net vir die Hilux. So ja, ek jy laat jou guardian angel oortuig 25 van hulle ja. Nee, verskriklik. So ek dink weer eens hierdie is om hierdie mooi te verstaan is die skrif bevestig eintlik dat dit nie 'n guardian angel jy het nie jou spesifieke eie persoonlikhede nie. Daar's engele wat ons beskerm. Dis nie 'n een per persoon tipe ding nie of 'n 25 per persoon tipe ding nie. En dit gaan daaroor eintlik maar dat ons wil baie keer weer eens die prentjie in ons kop opbou om vir ons 'n veiligheidsnet te gee, maar jy hoef baie meer veilig te voel. Jou een guardian angel was dalk nie op sy pos daai dag nie. En ek dink en ek weet verseker dat die engele die wat God gebruik, hulle is baie bewus van wat hulle taak is en wat hulle werk is. So 'n mens kan rustig voel daaroor. Jy het nie 'n persoonlike guardian angel nie, maar daar is definitief engele wat jou beskerm en wanneer ons praat van beskerm, gaan ons nou by 'n plek uitkom waar ons so 'n bietjie mooi konteks trek of kontras trek tussen wat goed en sleg en boos en rein is of heilig is en dit gaan so 'n klein bietjie meer sin maak, maar net om konteks te gee. Dink as mens dink aan dit en as jy wil 'n praktiese voorbeeld hê uit die skrif uit, is byvoorbeeld Daniël, Sandrag Mesach Abednego, die storie van Sandrag Mesach Abednego binne die vuuroond en dan is daar ewe skielik 'n ander persoon. Daar was nie 3 ander nie, daar was nie
een vir elkeen nie, daar was net ander figuur, hierdie ander figuur gewees wat teenwoordig was. En dan reg die skrif sien mense sulke oomblikke waar die Here beskerming bring op 'n bonatuurlike manier vir 'n groot groep mense en 'n engel Hallo. Ek is- Ja, ek soek nog hierso. my airtime is O ja, dis terug. airtime terug. So ken sy besigheid, so daar is nie noodwendig nodig Ja. dat daar een per persoon is nie. Hulle is taamlik capable. En ek dink ook rondom daai, ek dink ons het die 5de mites, engel is 'n baie sag, rustige, geestelike wese. Dis iemand wat krullerige hare het, ek weet nie, dis my prentjie, krullerige hare en hy's nie noodwendig soos verskriklik fris nie, maar hy's ook nie verskriklik maar nie, hy's so tussenin, hy net oulik. Liefdevol, Baie liefdevol. vriendelik en Eintlik soos 'n tiener Cupid, dis in my kop baie keer wat ek gehad het. Een wat baie gym, maar hy eet nog nie lekker nie. So dit was my prentjie geweest, maar ek dink wanneer jy regtig kyk na engele, 'n voorbeeld, die engel van dood met die 10 plaag, die 10de plaag toe God Egipte getref het en gestraf het. Daai is nie 'n sagte, rustige wese nie. So net eintlik bietjie konteks. Hoe presies is 'n engel? Wat is sy krag? Hoe sterk is hy? Tot wat is hy in staat? Net so klein bietjie uitbrei daaroor. ek dink ek sal net sommer vinnig noem. Ek dink presies wat ons gesien het nou op die video net. Ons het baie keer 'n baie spesifieke persepsie oor hoe 'n engel lyk. En ons het nou genoem ook dat selfs die beeld wat mense sien uit Esegiel as 'n AI dit probeer letterlik ook maak. Dis 'n prentjie wat nie heeltemal altyd sin maak nie, maar dan is daar ook verskynsels wat 'n engel tussen mense is of in mense se midde en hulle dit nie noodwendig eers agterkom nie. Maar ja, ek dink op daai prentjie of daai idee, daar is natuurlik baie kere in die skrif wat 'n engel aan iemand verskyn en daar 'n gevoel van vrees by hulle wakker word en die engel dan sê, maar moenie bang wees nie. Mense besef daar's iets groter of iets meer in hulle. So die feit is dat engele definitief meer krag en tot meer in staat is as ons as fisiese mense. Maar ek dink die wat jy waarskynlik wil by uitkom is die feit dat engele natuurlik onder God se mag is en dat hulle gehoorsaam is aan sy opdrag en dit wat hy deur hulle wil bereik, of dit nou is om 'n boodskap te bring of dit is vir beskerming of daar 'n ander doel is, hulle is gehoorsaam aan wat ook al die opdrag is wat God vir hulle gee. So ek dink daar in 2 ek het gou vinnig gekyk, want in 2 Konings 19 is daar die teksgedeelte waar in een nag 'n engel 185.000 mense doodmaak. Ja, dit klink nie saggie. Klink ook nie. Nee, dit klink nie wollerig of soos 'n tiener Cupid nie. Nee, dit klink soos my tiener Cupid wat ek in my kop gehad het nie. En ek dink weer eens, dit is net weer die antwoord weet ek nie noodwendig hoe dit lyk nie, soos dis nou nie 'n kosmeetkragte of enigiets tussen ons en engele of enigiets soos dit nie. Ek dink weer eens net dat God in beheer is en wie ook al hy stuur om te doen wat hy graag wil, sal bereik word. Jy hoef glad nie daaroor te bekommer nie. Ons het so 'n klein bietjie gesels in die heel begin toe ons die verwelkoming doen, is daar is nie noodwendig 'n stryd tussen God en die duiwel enigsins nie. Is daai geveg is heeltemal klaar oorwin. Is ons vind onsself in gevegte en nie noodwendig in 'n oorlog wat nie gewen is nie. Oorlog is klaar gewen, maar ons het nog steeds as mense die gevegte as gevolg van 'n klomp redes. Maar ek dink is net duidelik en ons moet dit net besef dat 'n engel sal enigiets doen wat God hom vra en wanneer hy dit doen, sal hy in sy volle mag en sy volle glorie optree soos wat God wil hê hy moet. So dis die 5 mites vinnig rondom engele. Hier is die meer interessanter ene en die enetjie wat nie noodwendig so lekker is om oor te praat nie. En daaroor wil ek ook hê mense wat hier so sit en so klein bietjie bang is rondom enige van hierdie goeders, dis presies wat die vyand wil bereik. Wanneer mense praat oor demone en praat oor die duiwel, is die een ding wat nie by jou moet wakker word is vrees. En ons gaan so klein bietjie nou daaroor gesels, net om vir jou 'n prentjie te gee dat vrees is juist die ding wat 'n demoon sal voer, wat hom die krag sal gee om goed te kan uitoefen. Maar net so klein bietjie, een van die eerste mites is 'n demoon lyk soos 'n monster met horings. Hoe anders sal dit? Dalk sit nie nou die tyd vir nog grappies nie. Ek sal te lank aan as dit by die grappies kom. Weer eens, ek dink dis nou ironies dat ek terugverwys na in my eie persepsie. Jy het gepraat oor jy het 'n tiener engel of 'n Cupid tipe prentjie. Ek dink altyd aan elke cartoon of animation waar
jy weet, iemand is besig om iets te moet besluit en dan is daar gewoonlik 'n engeltjie op die een skouer en dan 'n duiweltjie of iets op die ander skouer. En dis maar baie keer die prentjie wat ons het dan juist van 'n demoon, is hy's dalk net 'n klein duiweltjie. Ja. So hy het 'n kleiner vurk en kleiner horingkies, maar hy's nog steeds 'n blikskorrel amper. So jy moet of miskien en ons gaan nou gesels oor hierdie, maar of miskien dalk net ook soos 'n daai swart geeste goed wat so dryf, amper soos 'n laken ja, wat nie gewas is vir baie lank nie. Wat so dryf en dis 'n demoon. So hoe presies lyk dit dan en hoe presies werk dit dan? So ek dink as dit kom by engele en by demone, is onthou is 'n geestelike wese. Ja. En omdat hulle geestelike wese is, kan hulle verskillende vorme aanneem. Yes. So 'n engel kan verskyn as 'n mens, met vlerke, sonder vlerke. Kan verskyn binne in die beskrywing wat ons gesien het so vinnig uitspeel. Daar's verskillende redes hoekom hulle op verskillende wyse sal verskyn. In die skrif sal ons baie keer sien mense sal ongelooflik bang raak wanneer 'n engel verskyn. Dit is juis om die vorm om bekend is vir hulle. Maar wanneer dit kom by demonisasie, wanneer dit kom by die geestelike helm, is daar hoofsaaklik 'n paar bekende vorms. Iets wat belangrik is om te besef, die vyand kan nie skep nie. Hy kan nie maak nie, so hy word beperk deur dit wat alreeds is. So 'n demoon kan verskyn in die vorm van 'n mens, kan in die vorm van 'n figuur verskyn, of dit nou detail die figuur is of nie detail figuur is nie. Dit kan verskyn binne in hierdie gedrogbeeld of 'n vreemde vreesaanjaende beeld. Daar's klomp verskillende maniere of vorme wat hulle kan aanneem, wat al reeds bestaan het en wat al reeds op die aarde geloop het, of wat binne in die geestelike helm of 'n weergawe van dit binne die geestelike helm bestaan. So dit is nie beperk tot een enkele vorm of beeld nie. Hulle kan actually baie mooi ook lyk. Dis wat ek wou sê, dit beteken ook nie noodwendig elke keer as daar iets vieslik of iets lelik is, dis 'n demoon nie, want die vyand se strategie is nie noodwendig altyd om jou te vang met vrees nie. Inteendeel, baie keer is dit om jou te vang om net iets te doen wat jy graag wil, wat nie die regte ding is om te doen. Om vertroue by jou te wen en om vertroue by jou te wen, ja. Sagter voor te kom of vermom homself as iets mooi en aanloklik baie keer. En ek dink dis maar 'n tegniek wat 'n mens weer sien ewen in die begin van die skepping waar die vyand wat in die vorm van 'n slang of wat ook al is saam met Adam en Eva, hy praat oor die mooi in die appel of in die vrug en hoe goed dit gaan wees en hy maak dit aanloklik en dit laat die prentjie baie mooier en lekkerder lyk as wat dit eintlik in die realiteit is. So daai is net 'n mite, is demone lyk nie altyd soos monsters met horings nie. Enigiemand hierdie is 'n mite wat ek dink ons redelik op gaan hang, is enigiemand kan net besete raak. Is 'n mite wat mense glo jy kan per ongeluk weggevoer raak in 'n demoon kan binne jou kom woon. Ons gebruik die woord possessed. As jy kan possessed raak deur 'n demoon per ongeluk, jy het dalk ietsie verkeerd gedoen en woep, daar gaan hy. Dan is jy nou ewe skielik hierdie demoniese mag. Dalk miskien 'n vloekwoord, miskien het jy dalk baie iets lelik gesê vir jou ma of jou pa in jou kop en jy was so dan dink jy, hier is die demoon op pad, ek keer hom. Per ongeluk, jy het per ongeluk iets gedoen en jy dink jy kan besete raak as gevolg daarvan. So hoe presies lyk hierdie en hoe presies laat 'n mens toe? Want ek dink dis 'n groot vraag. Is hoe kom 'n mens op 'n plek waar hierdie goed in jou lewe kan eintlik maar 'n vashou kry? Ons praat van die woord vashou en dis 'n weer 'n makliker manier om dit te beskryf vir ons menslike brein. Is hoe kan demoniese magte vashou op ons kry en hoe kan dit ons lei na 'n plek toe om besete te raak? So ek dink ons moet net daar klassifiseer want dis 'n oop vraag en ek weet ons gaan nou 'n bietjie verder chat oor dit, maar dit is nie moontlik nommer 1. Ek dink wat baie belangrik is om dalk net te klassifiseer. As jy 'n kind van God is, as jy 'n geesvervulde is, as jy in Jesus Christus glo, as jou verlosser en saligmaker, wil ek net my baie mooi hoor. Is nie moontlik vir jou om possessed te raak of besete te raak nie. Is onmoontlik vir jou om daarheen te gaan. En mense sien dit in Jakobus waar hy praat van die deur of die huis met die oop deur. Is as die huis leeg is kan iemand inkom, maar ons huis word gevul met die Heilige Gees. Ons huis word gevul en as ons glo dat Jesus Christus klaar die verlosser is en klaar die oorwinnaar is en klaar die hel en al die magte van die doodryk oorwin het, dan is daar nie 'n fight wat noodwendig nodig is in die binnekant van ons nie. Om by 'n plek uit te kom van besetend wees of possessed wees, is daar klomp besluite wat geneem moet word deur 'n persoon. Oor en oor. En ek dink ons moet dalk net klassifiseer wat is besetenheid of hoe lyk 'n besetene? In die skrif sien ons byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld soos die besetene van Gadara, die ou wat kaal tussen die grafte gebly het.
Dis 'n persoon wat oor en oor ja gesê het vir geeste en vir die duiwel en vir demone om binne sy lewe in te kom. En my ma is vanaand hier en sy sal die persoon onthou en ek gaan nie persoon se naam reg sê nie, maar ek het 'n pel gehad net toe ek tot wedergeboorte gekom het. En vir 'n groot deel van my lewe was demonisasie en bevryding nogal taamlik 'n hoë fokus van dit wat ek gedoen het, tot op 'n sekere stadium wat ek glo die vyand dit doet eenvoudig ook net gebruik het om my weg te hou van dit waarvoor God my geroep het. Maar daar was die geval gewees van die persoon wat saam met ons in die kerk is, week in week uit, en die heeltyd kom vir bevryding, en ons sal 'n bietjie nou daaroor praat, die heeltyd kom vir bevryding, vrygemaak word, invite oopmaak vir die vyand, vrygemaak word, invite oopmaak vir die vyand, vrygemaak word, invite oopmaak vir die vyand. En binne 'n matriek gebeur dit so dat ons om eventueel kry, het julle nou geskrik, moenie skrik nie. Julle, ek weet ons praat hier oor demone goeters, maar julle kan rustig raak. Ontspan die boude, alles gaan fyn wees. Moenie boude te veel ontspan nie, maar ontspan dit net so effe. Maar totdat dit eventueel by 'n plek uitgekom het waar hy weggeraak het. En waar sy ouers hom gesoek het en ons eventueel het hy uit 'n plek wat wel bekend was in die area, waar ons gewoon het, waar baie rituele ensovoorts plaasgevind het, dat daarvan af uit die berg uit gekom het en hy kaal op die stoep gevind is, heeltemal de mekaar, heeltemal verward, heeltemal verwyderd en in 'n gesprek daar met hom eintlik by 'n plek uitgekom waar hy gesê het, goed, maar hoor julle, ek het nog nooit eintlik opgesign vir Christendom nie. Ek is eintlik net besig om hierdie stelsel te misbruik om my lewe meer oop te maak vir geeste, meer oop te maak vir demone, om meer krag te kan kry binne dit waarmee ek betrokke was in my lewe. En dit was verwoestend geweest op die einde van die dag. So, hoe klassifiseer 'n mens goed wat toelaat om jou te lei na so 'n plek toe? Ek weet, daar's baie maniere waarvoor 'n mens ja sê of waarvoor 'n mens nee sê. Hoe lyk daai tipe goed wat 'n mens toelaat in jou lewe in om te sê, maar hier begin 'n demoniese mag 'n vashou aan jou kry? Wat is daai versoekings? En ek dink die eenvoudiger en makliker een is sonde. So om te sê, wanneer jy toelaat om ja te sê vir sonde, is dit die eerste stap. Wanneer jy ja sê vir verslawings, ja sê vir pornografie, ja sê vir dwelms, ja sê vir alkohol, dit is wanneer jy weggevoer raak in jou hoe kan ek sê, jou bewussyn, jy raak eintlik, jy gee jou wil weg. Jy gee jou wil eintlik maar weg, en ek dink dis 'n mooi woord om dit te beskryf. As jy gee dit weg wat die Here vir jou gegee het, om stadig maar seker 'n plek oop te maak waar die vyand 'n vashou kan kry, waar jy weggevoer kan raak in 'n sekere verslawing of 'n sekere ding wat jy doen, en van daar af begin dit eskaleer. En ek dink dis soos jy sê, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dis keer agter keer en erger en verder en swakker en sterker en meer, en dit bring jou op die plek waar jy dan heeltemal eintlik maar sê ek wil my wil weggee. Maar in die geval van daai persoon, dis 'n intentionele en 'n doelbewuste besluit wat gemaak word. Ek wil my lewe verwoes. Wat per ongeluk, Ja, dis nie iets per ongeluk. Ek het per ongeluk gevloek toe ek met 20 in die tafel gestamp het en toe daar 7 soorte geeste in my ingekom omdat ek gevloek het en gesê het, "Eina, voel jy rampkat," of wat ook al dit was wat jy gesê het nie. Dis nie hoe daai werk nie. Is demonisasie en possession, om besete te wees, beteken letterlik dat daar 'n ander gees in die binnekant, in plaas van jou heilige gees, dat daar 'n ander gees in die binnekant van jou woon, en daai gees se doel, se rede, se motief van die heel begin af van die storie af, was gewees om dit wat God gegee het, want God het vir ons vrye wil gegee, so ons kan kies om hom lief te hê, om vrye wil weg te kan neem. So 'n persoon wat besete is, het nie meer beheer oor hulle self of oor hulle aksies of wat hulle doen nie. Dit is besetenheid of possession. So interessant genoeg, wat is goed wat ons toelaat, soos deure wat ons oophou, behalwe nou vir sonde, want ek dink dis die eenvoudige een om te begin mee. Maar ons het al so 'n lekker gesprek gehad, eintlik, maar wat laat jy toe dat die demoniese magte ook 'n vashou aan jou kan kry? En ek het nogal 'n paar lekker opinies gekry. En eintlik maar goed wat 'n mens moet hoor, wat ek glo regtig 'n mens op moet fokus. Kyk, as Janko hier was, sy vir ons baie goed laat weet het, want hy is nie ver nie. Hy is nie ver nie. Hy is hierso en sy ma het hom baie mooi goed groot gemaak. Janko het die antwoord. Ja, Janko die antwoord. Sy ma het hom baie mooi groot gemaak. Maar eintlik rondom media is hoe laat 'n mens hoe speel media 'n rol in hierdie? So ek dink net ek dink wat ons nou doen, en ek dink ons moet net classify wat ons ek dink wat ons ook miskien kan doen is ons kan almal verloor in die proses nou. So
daar moet onderskeid getref word tussen wat possession is. Ja. Maar ons kan tref 'n onderskeid vir ons. Okay, so possession is een ding en possession is nie iets wat of besetenheid is nie iets wat ons as gelowiges kan beleef of ervaar regtig nie. En besetenheid is nie iets waarvan jy self kan vrykom net. Ja. Maar iets wat ons wel beleef en ek dink dis meer die verwysing wanneer ons praat van wanneer mens deure oopmaak of 'n geleentheid skep of iets doen waar die vyand 'n houvas kan kry, daar praat ons van oppressie of oppression. En dis iets heeltemal anderste. Dit is waar die vyand 'n aanval loods op jou lewe. Op 'n area van jou lewe waar jy 'n deur oopmaak en hy kry 'n punt van toegang binne in jou lewe in. Dit beteken nie hy bly in die binnekant van jou nie. Ja. Kom ek probeer 'n baie praktiese of 'n maklike voorbeeld vir jou te gee tussen oppression en possession. So possession is soos of kom ons nie eens oppression. So oppression is soos jy bly in jou huis. Dis jou ma en jou pa se huis of is jou huis. Julle almal bly daar? Julle het hekke, daar's mure, daar's 'n alarmstelsel, daar's ligte, daar's 'n yskas, daar's kos, daar's mense wat skoonmaak of jy maak skoon of jou ma gebruik jou as jeepblywer om skoon te maak en wat ook al hoe ook daai prentjie lyk, maar dis julle unit, dis julle familie wat daar bly. En dan eendag dan kom jy by die huis en dan was daar 'n inbreker gewees. En hy het iets kom steel, jou TV of dalk miskien jou rekenaar of wat ook al, jou selfoon, hy het iets kom roof. Hy bly nie daar binne nie. Hy het net ingekom, iets gevat en weggegaan, want hy kan nie daar binne bly nie, want as hy binne bly, dan gaan hy gevang word en hy gaan toegesluit word en hy gaan tronk toe gaan. So dis 'n voorbeeld van oppression en die binnebly gedeelte is hy uit 'n point of entry om op 'n dieper vlak invloed te hê op jou lewe, maar hy is nie permanent daar nie. En hy besit nie die huis nie, Hy het nie die besit nie die title deed huis of die nie, titel glad agter nie, nie. dis nie sy. Alarms gaan af, Reskom is op pad, die polisie, helikopters, almal kom. Ja. So hy het net 'n kort oomblik. En hy vat goed wat net hy steel vreugde, hy steel vrede, hy steel iets by jou. Hy steel ietsie en hy move. Ja. Maar possession is jy trek in by daai ou se huis, by Skelm se huis. Ja. En jy gaan bly by hom. En elke oggend as jy wakker word, dan jy minder goed. En hy sê vir jou wat om te doen. En hy sê vir jou, in my huis mag jy nie dit nie, mag jy nie dit nie, mag jy nie dit nie, dis die verskil. Ja, as ek reg. So jy bly, possession is jy bly by die skelm, Ja. en oppression is iemand kom breek nou en dan en steel ietsie by jou. Wat nie aan behoort nie, maar daar is sekuriteit, daar is mense wat vir jou uitkyk en jou familie is daar en daar is beskerming en al daai las van En is eintlik 'n baie maklike ding. Dit gebeur daagliks in 'n mens se lewe waar jy of die keuse maak om gehoorsaam te wees of ongehoorsaam te wees. Dis eintlik waar daar 'n point of entry is. So ek dink ja, nou kan So as 'n ons is nou op dieselfde gelowige bladsy, yes. het jy nodig as jy dink in possession, en beteken dit jy vang die skelm en jy sê vir hom, "Hey, Jessie, jy lyk nou 'n aantreklike nice ou, bly by my." Niemand gaan dit doen nie. Nee. Nie een van ons gaan dit noodwendig doen nie. Maar wat wel gebeur is ons maak deure oop, geleenthede. Ja. Ons het nie dalk 'n diewering voor 'n venster nie of ons sluit dalk miskien nie 'n sekere deur nie. En as mens hierdie vergelyking maak van jy maak 'n deur oop, beteken dit net jy maak 'n spasie waar jy 'n sagte target is vir die vyand. Die vyand se doel is om te slag, te steel en te verwoes. Dis sy doel. En ek dink om hierdie prentjie net mooi in te kleur is, dis waar jy dalk so klein bietjie meer van hierdie gaan beleef of bietjie meer van hierdie gaan beleef. Is as jy deur of wat ook al meer sal oopmaak rondom gehoorsaam wees, tyd saam met die Here spandeer, die wering opsit wat nodig is om jou weg te hou dalk van sekere sondes soos pornografie, soos wat ook al alkohol, wat ook al die geval mag wees, skinder, wat ook al dit mag wees, en dan andersom ook. En ek dink hierdie ene is klein bietjie meer as net sonde. Ek dink dis nou waar ons bietjie gaan gesels is. Jy kan op ander maniere ook deure eintlik maar oopmaak wat nie net noodwendig sonde is nie, of ons besef nie noodwendig dit is sonde nie. So 'n manier hoe jy deur oopmaak in jou lewe om dit baie prakties en baie eenvoudig te stel is en hier is die realiteit. Elkeen van ons die sit. Alhoewel elkeen van ons nie wat hier sit, die kans dat jy ooit in jou lewe possession gaan ervaar is amper nul. Is amper nul. Maar die kans dat jy oppression gaan ervaar is amper 'n garantie in 'n tyd in jou lewe. En dis waar die vyand wil kom steel rondom jou vreugde, rondom jou geluk, rondom jou vrede. Ek glo daai vergelyking waar jy net sê die vyand kom om
te verwoes, om te steel, om dood te maak. En dis mooi, want dit tref eintlik mooi die vergelyking met die huisgedeelte. So die vyand wil kom steel in jou huwelik. Hy wil kom steel tussen jou kinders. Hy wil kom steel in jou verhouding. So hy is die hele tyd besig om te kyk waar is die muurtjie laag of waar is die venster oop of waar is die en daai kan letterlik opgesom. As mens dink aan hoe maak mens 'n deur in jou lewe oop, opgesom eintlik in een enkele ding. Enige iets of enige plek. As ons teruggaan na die begin toe, heel in die begin, hoe het Adam en Eva 'n deur oopgemaak in hulle lewe vir nie possession nie, vir oppression. Was ongehoorsaamheid aan God. So hier is die ding, wat ook al God van jou vra, dit is die spasie of die geleentheid waar 'n deur kan oop wees of 'n deur kan toe wees. En ons sê ding in ons gesin, val eerder vorentoe. Val eerder vorentoe. As jy dink die Here sê iets vir jou, doen dit eerder. Dis baie beter as wat jy dit nie doen nie en jy is ongehoorsaam. En dis nie God wat jou straf nie. Dis net die vyand sien. En die vyand sien wat jy doen en die vyand hoor wat jy sê. Hy kan jou gedagtes lees nie, maar hy en weer eens, ek dink hy wil net 'n point of entry kan selfs wees om net vrees te kweek. Definitief. En ek dink daarso is waar eintlik die deur dalk kan wees vir wat baie populêr is en ek sê weer eens nie hierso niemand mag horror movies kyk nie. Maar ek dink weer eens ek dink julle het 'n mooi reël in julle huis is iets so ongemaklik laat voel doen niemand dit nie. En ek dink vir ons is dit ook kyk ons hou van suspense movies waar 'n actual persoon kan vang. Dis vir my okay. Ek kan deel met dit. Ek is so sharp. Daai is vir my lekker. Maar wanneer iets in iemand ingaan en hulle kruip op die muur, daai is vir my bietjie too much, dan voel ek ongemaklik. Maar ek dink sulke goeters is nie noodwendig dat dit 'n sonde is nie, maar jy is ongehoorsaam aan dit wat die Here eintlik in jou hart wil doen. Jy's besig om vrees in jou gedagtes los te maak oor wat moontlik kan gebeur en hoe die vyand moontlik vashou kan kry. En tog eintlik ek dink jy desensitize jouself vir dit wat 'n mens eintlik voor waarskynlik so 'n bietjie meer waaksaam moet wees. En ek dink die prentjie of om die vergelyking om die vyand te beskryf as die dief is great want Jesus het dit gedoen. 'n Dief gaan mooi kyk. Hy gaan versoekings gooi, hy gaan geleenthede uitkyk en as hy sien okay, ek het reg gekom op hierdie manier, dan gaan hy hamer op dit en dis eintlik hoe jy dan van daai entry point of daai deur gegee het. So as jy die versoeking weerstaan, soos wat Jesus gedoen het in Matteus 4 terwyl die vyand hom kom versoek het, eventueel gaan die vyand vlug. Hy gaan nie die hele tyd bly en die hele tyd hang as jy dan ek sê nie hy gaan nie weer terugkom nie want natuurlik gaan hy aanhou kom met 'n versoeking of 'n nuwe plan, maar dis nie asof hy konstant die hele tyd op jou gaan wees soos wat ek dink ons die vrees het oor hy bly nou in my of hy het oorgeneem oor my nie. Jy het krag en autoriteit as 'n gelowige wat die Heilige Gees in jou het om te weerstaan en dan is daar ek dink dit klassifikasie wat mens ook miskien moet maak en dis ook miskien iets wat baie mense oor wonder is wanneer kom by demonisasie, wanneer kom by oppression and possession. Albei oppression en possession kan manifestasies na vore bring. Fisiese manifestasies. So jy kan op miskien sit en jy voel, iets druk my of ek voel ongemaklik of ek kan nie asemhaal nie of daar's 'n fisiese gebeurtenis en 'n fisiese manifestasie. En ons het nie vanaand die tyd om in detail rondom manifestasies van oppression spesifiek in te gaan nie. Maar daar is 'n fisiese simptoom daarvan. Een so wat ons vinnig kan uitlig is dalk miskien Elia wat onder die boom gaan sit en daai is 'n fisiese manifestasie van oppression wat hy toegelaat het en wat hom daar in 'n gat ingevat het. En dit beteken nie elke persoon wat miskien dalk depressief is of deur 'n moeilike tyd gaan is oppressed of is in 'n vorm van possession of wat ook al dit is nie. Ek dink jy moet gaan klassifiseer wat is daar. As jy vir die Here vra, eerlik, as jy vir die Here vra, Here, is daar enigiets in my lewe waar daar deur oop is vir die vyand om 'n sterk man, die skrif praat baie keer van 'n sterk man, om oppression in my lewe toe te laat, wat die vyand dalk miskien my kan aanval of my mure dalk miskien laag gebou is, beloof ek jou, die Here gaan dit vir jou uitlig. Want hy's vir jou, en hy's saam met jou, en hy's in jou, en hy het klaar die fight gewen, en hy wil graag hê jy moet in oorwinning leef. So as jy vir die Here sê, Here, wys my, wat is al in my lewe, wat 'n oop deur is, beloof ek jou, die Here sal jou antwoord, en hy sal vir jou wys, en breek daarmee, eindig met dit. Jy het nie nodig, om te gaan na Jonathan toe, of Tommy toe, om vir jou te bid, en 7 soorte duiwels uit jou uit te dryf nie. Ja, en ek dink op daai vraag, en dan gaan ek die laaste vraag vra, om eintlik maar die aand af te sluit, is, ons kry baie keer oproepe van mense af, wat sê, luister hierso, daar's iets in my huis, ek hoor ietsie, ek weet nie of dit
lekker is hierso nie, sal jy asseblief kom en die 7 soorte gees uit hulle uitdryf. Nadat ons dan gevra het, is jy seker dit is nie jou man of jou vrou wat jy van verwys of wat jy gehoor het in die aand snorkel wat ek al. Ja. En dan kom jy daar aan en dan vat jy nou jou olietjie en ja, jy bid oor hom en dis mooi om die grond te vat en eintlik maar ek weet toe ons nou die dag net so 'n bietjie iewers gaan kuier het ons baie keer die gewoonte gehad dat as ons in 'n kamer kom, dan bid ons en ons sê hierdie is die Here se. Dis nie omdat ons enigstens spooky spiritual is noodwendig nie, maar ons doen dit meer uit gehoorsaamheid om te sê maar hierdie is God se en hierdie is die Here se en net soos wat daar 'n fisiese riem is daar 'n geestelike riem en ek dink dis 'n beginsel eintlik waarin ons leef is om te sê maar oral waar jy gaan is 'n goeie gewoonte om net te sê maar Here hierdie is U sin. Ja, ek dink daai dalk klassifiseer Jonathan en ons gesin was weg gewees op 'n toer wat ons moes gedoen het en ons onsself in 'n klomp verskillende hotelle gevind die hele tyd. En hoor my uit op hierdie dat ek weet nie of dit ooit met jou gebeur het nie. As jy dalk miskien toer vir besigheid of as jy dalk miskien werk of weg van die huis af moet wees, van jou gesin af, jou familie af of net oor die algemeen, dan kom jy in 'n hotelkamer en dan ewe skielik dan voel jy hierdie intense versoeking van goed wat jy nog nooit van tevore gevoel het of beleef het of ervaar het nie. Stap in 'n vertrek en dan ewe skielik dan dink jy, hoorie, maar ek wonder of hierdie hotelkamer dalk 'n ponkanaal het. En dan is jy so, wat die hel is dit? Of free rookgoed. Of ja, wat ook al. Munchies of iets of wat ook al. Ek meen ja, en ewe skielik kom 'n klomp gedagtes net hier weer op en dan wonder jy waar kom dit vandaan? En 'n beginsel, 'n goeie beginsel wat ons as gesin doen is wanneer mense in so 'n spasie inkom, proclaim net dat hierdie spasie, hierdie gebied is God se gebied. Ja. En jy cover jouself eintlik maar net in die gees. Want die skrif sê vir ons die geestelike riem is meer reël as die fisiese riem. Ja. So moenie wonder nie, dit is. Ja. En ons moenie oblivious wees en sê, ja, maar ek glo nie in daai goed nie en ek dink nie dit bestaan nie en dan as ek hulle uitlos gaan hulle my uitlos. Trek. Dis nie hoe dit werk nie. Cover yourself in die gees, jy's 'n kind van God. Jy het die gees van God in jou. Jy het gesag. Jy dieselfde gees wat in Jesus was, is in jou. So maak daai deure toe. As jy ongemaklik voel of as jy iets voel in die binnekant van jou, spreek dit aan. Jy het nie 'n predikant nodig daarvoor nie. Hoor baie mooi. As jy iets in jou huis sien, as iets af is in jou huis of as daar 'n of ander manifestasie in jou huis gebeur, as jou bedkas hier rondskuif, sê vir hom stop dit. Ek vat vir jou cash converters toe. Jy moet aanhou. Dis weg. Jy moet aanhou. Ons verkoop vir jou nou. So. Dan is jy uit my huis uit. Jy het die gesag in die gees om daai aan te spreek. En ons sê dit ligtelik, maar hierdie tipe goed gebeur. Ja. Dit is goed wat gebeur. Maar as 'n kind van God, as 'n volgeling van Jesus Christus, het jy nie 'n predikant nodig nie. As die gees van God in jou is, kan jy aanspraak maak, nie op grond van jou eie krag nie, op grond van wie en wat Jesus Christus is. Ja. En dit is 'n great beginsel in elk geval. Om jou huis te salf. En ek sê baie keer vir mense dat dit gaan nie oor die olie nie. Ja, jy hoef nie kyk, ek het 'n Salomo wysheid olie. Tommy het 'n hy het 'n fire olie, so vir Pinkster. Ek weet nie. Ek dink jy het die skaapolie, die herderolie. Ek dink jy die herderolie. 435 of 4. Maar dit maak nie saak wat se olie dit is nie. Dit gaan nie oor die olie nie. Weet jy wat gaan dit oor? Dit gaan nie eens oor of jy dit salf of nie salf nie. Jy doen iets. En onthou, die vyand kan jou gedagtes lees. En so wanneer jy loop en jy bid en jy trek 'n lyn en jy sê, hoorie, ek sal vir die plek is dit 'n proklamasie binne die geestelike riem en elke bose mag, elke vyand weet jy dit raak bekend binne die geestelike riem. Dit gaan nie oor die olie nie. Jy kan water gebruik as jy wil, jy kan spoeg gebruik as jy wil. Gebruik net wat ook al jy graag wil gebruik. Maar om daai te doen en om daai hart te doen, om daai verbaal te doen, doen iets in die gees en dis 'n proklamasie wat gemaak word binne die gees. Okay, laaste vraag. Ons het eintlik nog so 3 goed, maar ons gaan afsluit met hierdie vraag waar ek baie opgewonde is. Ons het regtig nog 3 goed. Ons het nog regtig 3 goed, maar die goeie nuus is volgende week is daar 'n geleentheid vir vir baie. So ons gaan nou gesels oor volgende week. Maar kom ons sê hierdie is besig om in my lewe plaas te vind. Jy sit ook hier vanaand en jy het soos okay, maar ek voel miskien daar's 'n vorm van oppression op my lewe. Ek voel daar's baie versoeking, ek voel daar's baie hoekom ek vry van hierdie af.
hoe presies kom mense op 'n plek waar jy vry kom af van jy voel dalk 'n oppression of jy beleef dalk 'n intense versoeking of 'n trek na iets toe, hoe beweeg mens weg van dit af? Ek dink ja, daar's 'n tegniek of iets wat ons gebruik en ek dink maar jy kan ook waarskynlik so 'n bietjie meer oor dit uitbrei nou net, maar ek dink om net aan te las by die idee, dis belangrik om te weet dat as jy iets beleef in jou eie lewe of in jou spasie of wat ook al, 'n mens het baie keer die hinkering om te gryp na iets groter en iets meer. En dis mooi. Ek dink dit kom vanuit 'n goeie plek om te sê maar ek wil vir Jonathan bel of ek wil vir jy weet iemand bel wat ek regtig kan vertrou hierby. Maar die realiteit is wanneer 'n mens besef, okay, ek is buite my vermoë of ek is buite my eie spasie waar ek iets kan doen of krag kan uitoefen. Die krag lê in elk geval nie in enige persoon spesifiek nie. En hoekom ons sê dat jy moet autoriteit inneem, dit gaan nie oor jou autoriteit nie, dit gaan regtig oor die autoriteit wat daar in Jesus is. Ja. En dis waar die gesag eintlik werklik lê. So ek dink dis waar die antwoord altyd gaan lê. Jy kan mense kry wat jou help en wat saam met jou daai pad stap, maar dit gaan eintlik by 'n erkenning of om te bely dat ek het nie die vermoë of die gesag of die krag hieroor nie. Ek maak staat op die autoriteit en die krag wat daar in Jesus is. Die goddelike autoriteit is die plek waar 'n mens dra. Ek dink ons het vanaand dit baie mooi gesing. Baie van ons favorite worship song, What a Beautiful Name It Is. Ja. The name of Jesus Christ my King. Ek dink daai naam dra die autoriteit en Jesus Christus is die Here en hy is die een voor wie elke knie en mag en gesag in die aarde en die hemel ruim en waar ook al sal buig. So ek dink dis waar 'n mens wil uitkom. Maar dan is daar ja, ek weet nie of jy dalk miskien wil dink in daai beginsel. Ek meen dis goed om ek sê glad jy moet nie in die kerk toe uittrek. Natuurlik kan jy, want dis waaroor gemeenskap van gelowiges of eklesia waarvan ons in die oggenddienste praat op die oomblik, dis waaroor dit gaan om saam te kan wees en laer te kan trek saam met jou, om jou rug te kan hê en saam te kan bid. Maar ons het 'n metode wat ons beoefen, Maritjie doen werk baie daarmee en ons predikante werk baie daarmee. En dit is 'n selfbevrydingsproses. En mense sê dit eintlik met 'n tong in die kies, want dit gaan nie oor weer eens so stom ek sê dit self nie. Dit gaan oor wat jy nou 'n bietjie meer oor gaan uitbrei. Maar dis jy wat self die autoriteit inneem wat weer eens nie in jou lê nie, maar in Jesus Christus. In Jesus Christus. En net waar jy eintlik mag gaan, wat jy jou checks doen, soos in die aande voor jy gaan slaap. Is hierdie venster toe? Is daai deur gesluit? Is die alarm aan? Is die hekke toe? Wat jy net deur daai checks moet gaan. Ja. En jy kan deur daai checks gaan en daar sekere goed waar daar belydenis moet plaasvind en waar mense oor praat en sê maar hier is nie goed nie, daai goed het toegelaat my lewe, daai kan miskien 'n oop deur wees en jy bid rustig deur daai dinge. So wanneer jy so iets voel of beleef of ervaar, dan kan ons jou verseker help in jou lei in so 'n proses om as jy voel, hoorie maar daar's iets af in my hart of in my gees of as iets het gebeur en ek wil net my basis net check, dan natuurlik kan jy enige tyd na ons toe kom en ons kan deur daai proses help en ek dink daai proses so great maak is dat jy gaan van niks vrykom waarvan jy nie wil vrykom nie. En daar is 'n belangrike beginsel, want anders kan dit meer skade veroorsaak as goed. As jy nou reg is om vry te kom daarvan, jy gaan nie van vrykom nie. Want is jou gebed en is jou woorde en is jou verhouding met God en as jy eerlik opreg voor God sit en sê, Here, maak my vry van hierdie of vergeef my van daai wat ook al, dan maak hy jou vry. Jesus se woorde altyd is wanneer mense om te kom, maar hulle siek is of lam is of wat ook al die geval mag wees, dis amper half so pointing out the obvious. Dan kom die blinde ou na Jesus toe. Dan vra Jesus vir hom so, wat kan ek vir jou doen? So, ek weet nie, ek kan nie sien nie. Ek kan nie sien nie. So kom ons begin daarby, maar dis dieselfde beginsel. Jesus vra, wat kan ek vir jou doen? En jy sê, Here, ek het nodig om vry te kom hiervan of daarvan en God maak jou los en maak jou vry, maak by die Here toe. So weer eens, ek dink die uitnodiging is daar om te sê, soos as jy deur so 'n proses wil gaan, as jy voel, jy wil baie graag net by iemand sit en uitfigure wat presies is daar of jy kan self deur daai oefening gaan. Ek dink daai wat Marius sê is so mooi beginsel is om baie keer stil te sit en regtig net te vra, Here, waar presies is daar geleentheid? Waar ek dalk bietjie sterker bewering moet opset, wie 'n paar sekuriteit moet opskerp, seker maak die deure is gesluit. Waar op die oomblik kan daar dalk 'n vashou wees. Die Here hy's getrou, hy sal deurkom en hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Ek dink daar's een laaste ding ons dalk net moet cover net voor ons toe. Ja, asseblief. Ek weet ons moet land, maar ek dink hierdie een laaste ding in die Afrikaner kultuur is iets ons dalk miskien oor moet praat. En net ek dink veral vir julle katte, hierdie is nogal freaking belangrik om te hoor want mense gaan verskillende goed vir julle sê in julle lewe en julle gaan verskillende bol hoor. Maar soos regtig groot stinkbol
hoor, wat mense vir jou gaan vertel rondom geeste en magte en spooke en sulke drek. En ek dink om dit te klassifiseer, ons as gelowiges, as volgelinge van Jesus Christus, ons glo nie dat spooke bestaan nie. Okay? Ons glo nie dat jou ouma grootjie nou toe kan kom en met jou kan kom praat en sê, my kind, ek wil graag hê jy moet leer ekel nie. Nie sy nie. Ons is nie sy nie. Ja. Ons glo nie dat jy met die helm gebore kan word, die ouer mense. Dat jy met die helm gebore is, en omdat jy met die helm gebore is, kan jy nou binne in die geesteswêreld insien, en jy kan spooke sien. Ons glo nie in dat iemand vir jou teeblare kan lees nie. Ons glo ook nie is 'n goeie idee om na ene van haar tannie te karavaan toe te gaan en vir haar te vra, so, sê gou vir my, wat sê jou bal, hoe lyk my toekoms nie. Ek meen, ons glo nie in dit nie. Weet jy hoekom? Want of jou ouma, of jou oupa, of jou hond, of jou kat, of jou tannie, of wie ook al in jou verskyn, weet jy wat is dit? Dis 'n demoon. Jou ouma, en jou oupa, en jou tannie, en jou oom, of wie ook al dood is, jou pa, of jou ma, of jou broer, of jou suster, niemand van hulle kan jou verskyn nie. Dit staan ook duidelik in die skrif, dat as jy dood gegaan het, dan is jy dood, jy kan nie terugkom en sê, hey, môre julle, ek wil net geveel ietsie gesê nie. Maar wat wel kan gebeur is, die vyand weet presies hoe jou ouma gelyk, of jou oupa gelyk. Hy het geweet hoe hulle stem klink. Hy het geweet hoe hulle praat, en hy het die hele geskiedenis geken. So hy kan homself so vermom, om toegang te kry, of 'n deur te kry, om inspraak te maak in jou lewe, om jou weg te lei van dit wat God eintlik aanvanklik vir jou wou gesê het, wou gedoen het. Sorry, Nee, en ek dink om daarmee eintlik af te sluit is perfek. Is een ding wat jy moet besef vanaand, is jou toekoms lê nie in iemand anders se storie wat hulle vir jou kan vertel, of palm wat hulle kan lees, of jou hele wêreld en jou hele toekoms, jou hoop wat jy dra elke dag, lê in God. En ek is eintlik op hierdie cool reis eintlik waar ek so besig is om deur die Bybel te werk kronologies. So dis 'n mix match tussen konings en psalms en alles so gelyk, maar een van my gunsteling psalms is net elke keer wanneer ek lees, maar God het my gevorm in my ma se moederskoot. En daar het hy al oor my gedroom, hy het al begin beplan, hy ken elke haar op jou kop, hy weet elke gedagte wat jy dink. Ons besef nie hoe groot God is nie. En ons het die amazing voorreg om ons hele lewe en ons hele toekoms in sy hande te sit. En daarom is dit nie nodig om bang te wees of vrees te dra oor enigiets, behalwe om jou fokus op hom te plaas nie. So vanaand gaan eintlik meer oor wees bewus en sien hierdie goed raak en besef, Jesus het hieroor gepraat en hierdie 'n groot rol om te speel in my en jou lewe. Maar een ding wat ons moet weet is, hierdie geveg is eintlik 'n geveg, maar die oorlog is klaar gewen. Jesus het klaar aan die ander kant opgestaan en die dag toe hy opgestaan het, is elke geveg wat op pad is, het hy gewen. Elke oorlog het hy neergesit en hy het gesê, maar hy is die oorwinnaar, hy is die koning van konings en ons kan ons geloof en alles wie ons is in hom sit. En hy sal jou dra en hy sal altyd by jou wees. So op daai noot gaan ek sommer vra, Tom, sal jy vir ons afsluit? Sekerlik. Dankie. Goed. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid om vanaand net so 'n bietjie stil te raak, om 'n gesprek te kan hê, om onsself regtig waar nie noodwendig vir die verkeerde goed oop en ontvanklik te maak nie, maar om regtig waar op te daag vanaand net met harte en 'n gemoed om te sê, Here, ons het nodig om te gesels oor dinge, ons het nodig om die waarheid rondom dit te kry. En Here, dankie dat ons op hierdie noot eintlik kan afsluit. Waar John het nou so mooi opgesom het net hier aan die einde dat die krag en die autoriteit lê nie noodwendig net in ons eintlik nie, maar ons weet waar dit lê, Here, by U wat die oorwinning reeds behaal het, U wat die dood oorwin het en U wat vir ons geroep het om U te ken en om saam met U ook 'n pad te kan stap. En Here, dit is so dat alhoewel ons leef vanuit oorwinning, dit wat U behaal het, dan is dit so dat die vyand kom aanval en hy wil kom slag, hy wil kom steel, hy wil kom verwoes en hy wil kom plek kry in elkeen van ons lewens. Maar Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie voorreg kan vat vanaand om so as 'n gemeente, as persone wat almal ook by mekaar in teenwoordig is, om regtig vanaand grondgebied eintlik net in te neem en te verklaar dat hierdie is U spasie en Heilige Gees, ons lewens of ons liggame is U tempel. En dankie dat ons U bloed kan pleit, Here, oor ons lewens, oor ons gesinne, oor ons families, oor ons werke, oor al die spasies waar ons gaan en waar ons beweeg. Here, dit behoort nie aan ons nie, dit behoort nie aan die bose nie, dit behoort aan U. So dankie dat ons onsself op daai wyse vir U beskikbaar kan maak en dat ons kan kies as volgelinge van Jesus om ons oë op U gerig te hou, om in U te glo, om op U te vertrou en om tree vir tree saam met U op pad te stap en om te sien, Here, hoe U ons by die hand vat en begelei deur alles en verby alles en oor alles wat ook so van tyd tot tyd oor ons pad kom. So
Ons bid so seëngebed net oor elkeen van ons in die reis wat voorlê, die week wat op pad is, en bring ons weer veilig terug volgende week, vir ons voor kan gaan, en dan kan afsluit op 'n interessante wyse, enigiets wat dalk moontlik nog aangespreek moet word, Here. Ons dankie vir dit in Jesus naam. Amen. En amen. So die uitnodiging vir volgende week is basies, as jy enige vrae het, wat jy graag wil vra oor hemel of oor hel, of enigiets wat ons nog nie al bespreek het nie, gaan al geleentheid wees hoe jy 'n vraag kan vra. Nou hoe daai geleentheid presies lyk, kan ek nog nie vir jou 100% 'n antwoord gee, of jy dalk net die vraag kan tik, om stuur, om e-pos, maar wat ek vir jou wel kan sê, daar gaan daai geleentheid wees. Ek dink 'n makliker manier, as jy weet nou wat jou vraag is, reg voor jou is daar 'n QR-kode aan die linkerkant, wat jy kan scan en jy kan op navraag, of op die gedeelte gaan wat sê, ek wil graag inskakel, of ek is nie hier, hy gaan jou na 'n sekere vorm toe vat, en jy kan ook daar 'n vraag vra, wat ons sal hanteer volgende week, en dan sal ons baie duidelik voor die tyd al sê, presies hoe jy jou vraag kan vra. Daar gaan 'n geleentheid wees vir mense om in die diens 'n vraag te vra, hoe daai lyk presies, sal ons duidelikheid oor gee. So moenie volgende week mis nie, sien regtig uit daarna. Miskien kan ons dalk 'n antwoord kry uiteindelik oor hoe hemel lyk. Dit sal lekker wees as een van julle dit kan antwoord, en ek het geen idee nie. Maar geseënde aand, goed gaan. Cheers.